Waar sluit ons onsself toe? In vrees, in bekommernisse, miskien dalk in selfbeskerming. Vandag hoor ons hoe die opgestane Heer dit deurbreek. Vriende, goeiemôre. Ons is nou in die Paassiklus, die tyd waarin ons geloof in die opstanding van die Here Jesus Christus en die uitwerking daarvan op ons lewe vier en verdiep. Hierdie reis lei ons dan tot die uitstorting van die Heilige Gees met Pinkster, waar Jesus sy kerk bemagtig en uitstuur in die koninkryk van God met die belofte dat sy Gees 'n teken sal wees dat hy teenwoordig is in ons werk in die koninkryk. Ons begin vanoggend waar ons verlede Sondag klaar gemaak het in Johannes 20, waar Jesus sy disippels seën met die vredesgroet, vrede-uitspraak. Hierdie verhaal het twee dele, twee kere wat Jesus aan sy disippels verskyn. Die eerste keer, wanneer Jesus aan sy disippels verskyn, is Thomas nie daar teenwoordig nie. En dan vertel die ander vir hom dat hulle die Here gesien het, dat hy opgestaan het, hy leef. Hulle het hom met hulle eie oë gesien, sy wonde gesien. En Thomas sê hy kan dit nie glo nie. Hy sal dit slegs kan glo wanneer hy dit met sy eie oë sien. Kom ons lees die verhaal saam uit Johannes 20 van vers 19. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande, en my vinger nie steek in die spykermerke, en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Jy kan jouself dalk voorstel die intense angs waarin die disippels hulle self nou bevind. Die mat is behoorlik onder hulle uitgeruk en hulle hele doel vir hulle lewe het 'n dag of 2 terug drasties en baie dramaties in mekaar getuimel toe hulle vir Jesus aan die kruis sien hang het. Wat moenie deur hulle gedagtes gaan nie. Ek is seker daarvan dat hulle gedink het, wie is volgende onder ons? Hulle weet dat die mense hulle assosieer met Jesus en dat hulle verlang saam met Jesus gestap het om die koninkryk van God te verkondig aan die nasies. Gaan dieselfde mense nou wat Jesus gekruisig het, hulle ook kom opsoek waar hulle is en hulle ter dood veroordeel. Angsbevange, dink hulle seker, dit is dalk beter dat hulle vereers maar 'n bietjie laag lê totdat die dinge net afkoel, bietjie rustiger raak.
Miskien vergeet die mense dalk, is hulle lank genoeg wag van die kruisiging van Jesus en van Jesus wat ooit op aarde geleef het. Miskien is hulle lank genoeg wag, iets groters of iets niets waaroor die mense kan praat. Dit sal dalk vir hulle veiliger wees as hulle net 'n bietjie wag en na ruk sal hulle kan aangaan met hulle lewe soos normaal. Die snaakse ding van dit is, ons sit vanoggend bykans 2000 jaar later en ons dink nog steeds aan die kruisigingsverhaal. Dis verseker nie 'n gebeurtenis wat ergens in die geskiedenis verdwyn het nie, of waarvan mense vergeet het nie, want die dood aan die kruis was nie die einde van die verhaal nie. Die opstanding uit die dood voltooi hierdie verhaal van Jesus en Jesus se oorwinning het die laaste sê in hierdie verhaal. Maar die disippels weet dit nog nie op hierdie huidige stadium nie. Hulle het vanoggend net die nuus ontvang van Maria Magdalena dat die graf leeg is en dat Jesus aan haar verskyn het, sy het hom gesien. Petrus en die ander disipel het self die graf leeg gesien, maar hulle het nie vir Jesus gesien nie. Nou sluit hulle self toe in 'n huis uit vrees. Wie is besig om met ons gek te skeer? Wie sal so iets afgrysliks doen om Jesus se liggaam te gaan versteur as 'n grap? Of doen hulle dit nou net om ons uit te tart en te terg met die hoop dat ons onsself wys en dat hulle ons ook kan vang? In hierdie angsbevange toestand verskyn Jesus aan hulle en hy sê vir hulle, vrede vir julle. As hierdie 'n toneel was in 'n komedie, sou een van die disippels flou geval het. 'n Ander een sou dalk stom gestaan het soos wat hy voor Jesus se woorde gevries het. Ek is seker daarvan dat 'n paar van hulle sou geskarrel het na die deur toe om te probeer om die deur vinnig oop te sluit om uit die vertrek uit te kom en ander sou die haase pad gekies het deur die venster. Maar Jesus sê vir hulle, vrede vir julle. Dis nie net 'n gewone, gebruikelike groet nie. Jesus sê werklik dat hulle vrede moet hê oor die situasie waarin hulle nou is. Dis 'n bevestiging en 'n belofte wat hy maak aan hulle in 'n versekerende woord. Ek bring vir julle hierdie vrede. Hier is dit vir julle. Dis 'n toesegging van omgee. Johannes wil graag hierdie vrede wat Jesus in hierdie situasie wil bring, in hierdie verhaal beklemtoon, deur te sê dat Jesus dit 2 keer vir hulle sê. Hierdie vrede bring Jesus na sy oorwinning oor die dood en die sonde. Dis omdat hulle vrede kan hê, want die oorwinning is behaal. Is dit nie wonderlik hoe hierdie vrede wat Jesus bring 'n uitwerking het op die disippels nie? Die verhaal vertel vir ons, hulle was bly om Jesus te sien. Hulle hoor sy toesegging en hulle vrees word verander in vrede. Let hierop dat Jesus nie vir hulle sê dat die gevaar nou geneutraliseer is nie. Jesus sê nie vir hulle dat die gevaar daar buite waarvoor hulle so angsbevange is, skielik nie meer 'n gevaar is nie. Hy sê net vrede vir julle en dit beteken dat hy die dood oorwin het en dat hulle anders te moet dink oor hierdie gevaar. Dat hierdie gevaar nie meer beteken dat hulle afgesny gaan word van God nie. Jesus se opstanding beteken dat die gevaar nie meer vir hulle 'n dreigement is vir hulle geloof nie. Al mag dit miskien dalk 'n fisiese, liggaamlike dreigement wees. Saam met hierdie ware vrede wat Jesus bring, kom daar ook vryheid. Jesus sê toe weer vir hulle vers 21, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis amper asof Jesus vir hulle wil sê dat hulle vrees, hulle hier in hierdie vertrek terughou. En dat alles wat hy deur is, alles wat hy hulle geleer het, niks gaan beteken vir solank as wat hulle self hier toe gesluit hou nie.
Die vrede beteken juis dat hulle moet uitgaan na buite en vir mense gaan vertel van dit wat hulle ontvang het, gaan vertel van God se groot verlossingsdaad. Maar hulle hoef nie alleen te voel nie, want Jesus beloof sy teenwoordigheid. Hy blaas sy gees oor hulle, wat hulle bemagtig om hierdie werk te doen en hulle verseker van sy teenwoordigheid waar hulle ook al mag gaan. Met die manier hoe Johannes dit hier verwoord, roep hy weer die skepingsverhaal daar in Genesis na die voorgrond, toe God sy lewensasem in die mens inblaas. Na Jesus se kruisiging en opstanding, blaas hy sy lewensasem in sy kerk in en iets nuuts word hier geskep. Dit gebeur omdat vrees deur Jesus verander word in vrede. Die doel van hierdie nuwe skepping van Jesus, sy kerk, is om vir mense te gaan vertel van die vrede wat hulle ontvang het. Hoe lyk hierdie vrede? Daar's nie meer iets wat ons afsny van God nie. Vrede as gevolg van die vergewing van sondes en deur hierdie vrede te gaan verkondig, besef mense, maar ons kan deel hê aan hierdie vrede. Om tot geloof te kom beteken dat Jesus ons ook verlos. Die verhaal spring nou na 8 dae later en ergens het die disippels seker maar vir Thomas vertel wat hulle beleef het en hy sê ek weier om dit te glo voordat ek dit nie self sien nie. Thomas twyfel en Jesus weet van Thomas se twyfel. Hy weet waardeur hy gaan. Hy verskyn weer aan die disippels die keer wanneer Thomas teenwoordig is en hy weet ook wat het Thomas nodig om te glo. Hy raas nie met Thomas nie. Hy jaag hom nie weg of maak hom af en sê vir hom jy's nie welkom nie want jy glo nie. Hy weet Thomas het dit nodig nog voordat Thomas enige iets vir Jesus sê daaroor. Net soos wat hy ook geweet het, die disippels leef in vrees sonder dat hulle enige iets vir hom genoem het daaroor. Jesus se selfopenbaring aan Thomas wanneer hy vir hom sê kom na my toe. Kykie, is genoeg vir Thomas om hom te oortuig dat Jesus die opgestane Heer is en dan bely hy die hoogste Christologiese belydenis in die Johannesboek. Hy sê, my Here en my God. Die pad van Thomas se belydenis loop deur vrees en twyfel. Die disippels staan nie hier op die piek van hulle geloofsberg nie. Hulle is bang en skepties, maar tog verskyn Jesus juis dan aan hulle en hy stuur hulle uit in die koninkryk van God in. Ek wonder soms, waar sluit ons onsself toe? Waar dwing ons vrees en ons twyfel om onsself af te sny van ons roeping in die koninkryk of in ons verhouding met God? Hoe gereeld gebeur dit dat ons onsself op een of ander manier toesluit? Het sy dit in ons gedagtes is, in ons emosies wat ons ervaar, in ons geloof. Soms sluit ons onsself toe omdat ons blootgestel voel, dalk kwesbaar. Ek dink een ding wat ons almal eens op 'n tyd in ons lewe al gedoen het of dalk so maklik in ons alledaagse lewe doen, is om onsself toe te sluit in wanhoop. Ons sluit onsself toe in ons eie worstelinge uit vrees vir dit wat ons gaan ontdek as ons te diep krap. Teleurstellings in ons lewe laat ons onsself toesluit. In vrees vir die toekoms bou ons mure rondom ons. Deur te twyfel in God se krag om 'n situasie te kan hanteer, sluit ons onsself toe. Maar net soos die disippels se vrees en Thomas se twyfel ook toesluit, word ons vrees en twyfel deur Jesus deurbreek. Waar ons onsself toesluit in vrees en ongeloof, kom Jesus en hy breek dit oop met sy vrede.
Hy breek dit oop en hy bring sy teenwoordigheid in dit in. Hy bring die lewe in dit in. Sonder om te veroordeel of sonder om ons af te maak, wys Jesus sy neerbuigende liefde waar hy ons kom ontmoet waar ons is. En hy beloof om ons vrees te verander in vrede en ons twyfel te verander in geloof. Die opstanding van Jesus Christus is nie net 'n historiese gebeurtenis waarvan ons in boeke kan lees nie. Dis nie iets wat daar in die geskiedenis gebly het nie. Dit wys vir ons hoe ons Here vandag nog in ons lewe mure kom afbreek. Dit bring God se teenwoordigheid in ons diepste worstelinge in ons grootste bekommernisse wat ons het in hierdie lewe. Dit bring God se teenwoordigheid in ons ergste seer, ons slegste uitdagings wat ons in die lewe ervaar. Maak nie saak hoe ver ons onsself wil toesluit nie. Die opstandingslewe is nie 'n lewe sonder uitdagings nie, maar een waarin Christus te midde van dit teenwoordig is. Dit maak ons vry om as kinders van God in sy koninkryk ingestuur te word, soos wat die Vader vir Jesus gestuur het. Dit, liewe vriende, is die hele rede van die kruisiging en die opstanding. Is om die ketTINGs wat ons vasgehou het om diensbaar te wees in die koninkryk van God. Die bekommernisse, die sleg, die seer in die lewe wat ons vashou om 'n disipel van Jesus te wees, word gebreek met die kruisiging en die opstanding. Met die opstanding kom blaas Jesus die nuwe lewensasem in ons in. Sy gees gee hy vir ons om ons te bemagtig vir hierdie werk wat ons moet gaan doen en om ons te verseker dat hy teenwoordig is. Die vrede wat Jesus bring, beteken nie net rustigheid nie. Vrede beteken nie net dat alles vlot gaan verloop en dat ons geen uitdagings gaan hê nie. Vrede bring net lig waar daar eens duisternis was. Dit help ons om weer orde te kry wanneer dinge in ons lewe vir ons deurmekaar word. Die bekende teoloog Clayton Schmidt sê, die menslike verstand soek altyd na orde om dinge te verstaan en om sin te maak van goed wat rondom ons gebeur en om inligting rondom ons te verwerk. As goed chaos is rondom ons, wil ons verstand goed in boksies pak sodat ons goed stukkie vir stukkie kan deurwerk om dit te verwerk in ons lewe. Daardie aand was die disippels en ook Thomas vasgevang in 'n warboel van gebeurtenisse. Dit was chaos. Dit was verwarrend, oorweldigend en natuurlik is die uitwerking daarvan vrees. Dis juis hier waar Jesus se woorde van vrede so nodig en belangrik is. Jesus kom nie net om hulle vrees aan te spreek nie. Hy sê nie net vir hulle, moenie bang wees nie, of hou op bang wees julle klein gelowiges nie. Hy bring vir hulle 'n ware vrede. En net soos hy vrede bring aan die disippels, bring hy ook vrede aan Thomas toe hy ongelowig was en innerlike onrus hom beetgepak het. Die ander disippels se getuienis van die opstanding was vir Thomas dood eenvoudig, te onwaarskynlik om te glo. Jesus weet hoe die mens werk. Ons wil mos sien om te glo. Ons wil bewyse hê voordat ons werklik kan inkoop in hierdie verhaal. Maar hy spreek dit ook op die mooiste manier aan, sonder oordeel. En Jesus kom daag vir Thomas uit. Geef hom wat hy nodig het, kom vat aan my. Kyk verder as dit wat net voor jou is, jou vrese, jou ongeloof. En dis nie net Thomas se verhaal hierdie nie. Dis ons verhaal ook. Hoeveel keer sê ons nie vir onsself of ons sê vir die Here, Here, ek sal glo. Ek sal bly vertrou.
Ek sal getrou bly aan u roeping vir my lewe, maar ek wil net ergens 'n teken hê. Wys tog net vir my dat u teenwoordig is. Wys vir my dat ek op die regte pad is. Wanneer ons vrees, is dit so maklik om in sigbare tekens vasgevang te word, om elders in die wêreld te gaan soek vir vrede, of dalk by ons eie behoefte om konstant in beheer te wees van sake te gaan soek, om net ergens 'n bietjie vrede te kry. Die vrede wat die wêreld nie kan gee nie, is die vrede wat kom uit die wete dat ten spyte van al die pyn en die stikkindheid wat hierdie wêreld bring, staan God nog steeds met sy liefde en sy sorg vergestalte in Jesus Christus te midde van dit alles. Die kruis kon dit nie stop nie. Soveel mense rondom ons, dalk onsself, soveel gelowiges, soek vandag vrede op ander plekke. En ons almal beleef dinge wat vrees bring in ons lewe, in hierdie wêreld. Ons beleef dinge wat vrees bring in ons eie land, ons onsekerheid oor die toekoms, in ons verhouding. As jy dalk bietjie ver hier diep binne jouself gaan krap, dan word jy self bang oor wat jy kry. En dikwels probeer ons hierdie goed self uitsorteer, ons wil dit regmaak. Ons wil, gee my net nog 'n kans, ek gaan dit uitfigure, een of ander tyd. Ons wil self orde bring. Maar die antwoord van al ons vrese lê in Jesus. Al daardie ontwrigtinge en onrus wat deel is van ons daaglikse lewe, kry nuwe betekenis wanneer sy vrede ons harte vul. Vrede en die vrede wat Jesus bring, beteken nie dat dit die afwesigheid van chaos is nie. Dit is net die teenwoordigheid van Jesus. En deur ons geloof in die lewende Here, hoor ons so gereeld sy woorde wat vir ons sê, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Waarheen stuur Jesus se vrede jou vandag? In watter situasie moet jy sy vrede gaan inleef? Dalk in jou huisgesin, dalk by die werk, in verhoudings of dalk in iemand se lewe wat vasgevang is in twyfel en vrees. Mag ons hoor en glo en gaan leef as gestuurdes. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, ons Here en ons God, dankie dat U ons tegemoet kom, selfs wanneer ons onsself toesluit en mure rondom ons bou. Dankie dat U nie wag vir die perfekte geloof of uitermate gemoed om ons uit te stuur in U koninkryk nie. Dankie dat U ons tegemoet kom met vrede, met liefde en met genade. U ken ons vrese, U ken ons vrae, U ken ons hartsworstelinge en steeds sê U vir ons, vrede vir julle. Help ons om hierdie vrede te ontvang, om dit te leef en om dit saam te neem in ons huise, in ons werke en in hierdie wêreld uit te dra. Laat ons draers wees van die teenwoordigheid, selfs in plekke waar daar onsekerheid is, seer is, Here, en soveel sinlose ongemak. En as ons weer begin twyfel, herinner ons aan U wonde, aan U liefde en aan U roeping. U is ons Here en U is ons God. Amen. Mooi dag vir jou.